Vriende, ek is Dani van Dijk en ek wil met u 'n opvolggedagte deel rondom agape of goddelike liefde. Die Bybel sê vir ons in 1 Johannes 4 vers 8, God is liefde, God is agape. Dis wie hy is, dis sy karakter en dis sy wese. Nou, die definisie van agape, dis die hoogste vorm van liefde wat daar is. Dis gebaseer op keuse en dit is selfopofferende, onvoorwaardelike liefde. Dit behoort tot God, dit kom van hom. Nou wat ons ken is philios. Philios is emosionele of voorwaardelike liefde. Nou voorwaardelike liefde beteken, ek sal jou lief hê, solank jy doen dit wat ek wil hê. Maar die oomblik as jy nie meer doen dit wat ek wil hê nie, dan gaan ek jou ook nie meer lief hê nie. Daar's 'n voorwaarde aan daardie liefde. Maar in agape is daar nie 'n voorwaarde nie. Dit word vir ons geïllustreer in die kruis. Toe Jesus gekom het, my vloek op hom geneem het, sodat ek die seën kan kry. Dis vir ons 'n illustrasie van wat agape is. Nou, Jesus is dan agape verpersoonlik. So wanneer ek met Jesus te doen kry, het ek te doen met agape. So is God die Vader agape. En so is die Heilige Gees ook agape. So wanneer ons te doen het met die Heilige Gees dan ook wat binne in ons kom woning maak het, dan is dit agape verpersoonlik. Nou sien ons in die lewe van Petrus. Ons lees in Matteus hoofstuk 26 vers 33, daar sê Jesus vir die disippels, hulle gaan almal aanstoot neem aan hom in daardie nag. Petrus sê, al sal almal ook aanstoot neem aan u, ek sal nooit aanstoot neem nie. Jesus sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, in hierdie nag, voordat die haan gekraai het, sal jy my 3 maal verloon. Met ander woorde, Petrus sê vir Jesus, hy het vir Jesus so lief, dat hy sal selfs deur die dood vir hom gaan. Aan die ander kant, sê Johannes, ons lees in Johannes 21 vers 7, daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus lief gehad het. Nou Johannes het uit die aard van die saak Johannes geskryf, en hy noem homself by verskeie plekke in hierdie evangelie die disipel vir wie Jesus lief is. So Petrus steun op sy eie liefde. Johannes steun op Jesus se liefde vir hom. Petrus verloon vir Jesus. Johannes staan op die eind by die kruis. So daaruit lei ons af. Dit is baie belangrik dat ons weet dat God ons liefhet met die agape liefde. Ons kan nie geskei word daarvan nie. Dit is wie God is. Hy het u vanaand lief met agape, onvoorwaardelike, selfopofferende liefde. Dit is wie hy is. Nou het Petrus vir Jesus verraai. Hy het hom nou 3 keer verloon en toe hy klaar is, toe is Petrus platgeslaan. Toe is Petrus devastated. En hy sê, ek gaan terug viswater toe. Ander disipels sê, ons gaan saam. Andere Petrus wil sê, dit het nie vir my gewerk nie, ek gaan terug en ek gaan weer visvang soos wat ek voorheen gedoen het. En terwyl hulle besig is om vis te vang, toe daag liefde verpersoonlik, Jesus self, daag toe by die viswater op en hy begin met Petrus praat. Met Petrus spesifiek, want hy wil hom herstel, want hy het iets wat Petrus vir hom moet doen. So miskien voel u vandag platgeslaan deur omstandighede, dinge wat dalk in u lewe gebeur het, dinge wat verkeerd gegaan het. Dan kom agape verpersoonlik, die Here Jesus deur sy Heilige Gees by jou stil staan. Hy wil herstel, hy wil regmaak, hy wil heel maak. Hy is die God van tweede kanse, hy is die God van derde kanse, hy is die God wat bemoeienis maak met elkeen van ons. Nou begin Jesus met Petrus praat. Daar 1 Johannes 21 vers 15. Toe hulle dan klaar was met die môre ete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het.
Nou vra Jesus vir Petrus, Petrus, agapai jy my? Maar hy weet mos nou hoe agapai lyk. Hy het dit gesien. En hy weet ook wat hy self gedoen het. En hy sê vir Jesus, ek filios u. Jesus sê vir hom, pas my skape op. Die eerste keer, laat my lammers wei. So met ander woorde, liefde het 'n uitvloeisel. Liefde het 'n gevolg. Hy sal vrug tot gevolg hê, hy moet sy lammers oppas. Vanaf vers 16 vir Jesus vir hom die tweede keer. Hy vra hom weer die tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê, pas my skaap op. Jesus vra vir hom, Petrus, agapai jy my? Hy sê, Jesus, ek filios u. En dan die derde keer, Jesus vra hom die derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Hy vra vir hom, Simon, filios jy my? Petrus het bedroef geword omdat hy hom die derde maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. Jesus weet alles. Hy weet dat Petrus nie die vermoë het vanuit homself om agapai liefde te beoefen nie. Maar toe gebeur daar iets. En dis met die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. Met die uitstorting van die Heilige Gees kom agapai verpersoonlik toe binne in Petrus woning maak. So die dag as jy tot bekering kom en die Heilige Gees kom in jou woon, dan kom agapai verpersoonlik binne in jou woon en dan moet jy in 'n verhouding met hom staan, want hy wil daardie liefde aan jou openbaar. Hy wil dit aan jou openbaar en hy wil dit deur jou openbaar aan die wêreld. Maar nou sê Petrus, kyk wat gebeur na Pinksterdag, 1 Petrus 4 vers 8. Maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Wat hy sê is, julle moet mekaar vurig agapai. En hier kan Petrus dit nou in sy lewe beoefen, want die Heilige Gees is deel van hom. Die Heilige Gees het hom vervul. So as ons hierna kyk, dan sien ons, in die eerste instansie moet ons agapai verstaan. Ons kan dit net verstaan as ons dit leer ken. En ons leer dit ken wanneer die Heilige Gees dit aan ons openbaar en hy openbaar dit aan ons uit die woord uit. So ek vat die gedeeltes oor agapai liefde en ek bestudeer dit. Ek moet onder die diepe indruk kom, soos Johannes, moet ek onder die indruk kom dat God het my waarlik, onvoorwaardelik lief. En hy wil daardie liefde in my werk en hy wil dit deur my werk. En daarom bid ek vir u dat u daardie liefde sal ervaar in u lewe. Dis lewensveranderend, dat dit u hele lewe sal verander, dat u hele lewe bestuur sal word en gerig sal word op daardie goddelike liefde. En gee ons mekaar af aan die kragtige werking van die persoon van agapai, die Heilige Gees, om in ons te wees wie hy baie graag binne in ons en deur ons aan die wêreld wil wees.